wat van jou leemtes? Nou, wat bedoel ek daarby van wat van jou leemtes? Jy sien, ek is besig met 'n studie oor hoekom doen mense dit wat hulle doen? Het jy al gewonder dat hoekom doen iemand iets verkeerd wat hy weet is verkeerd, maar hy doen dit? Het jy al gewonder oor sulke goed? Het jy al gewonder hoekom doen jy partykeer 'n dom ding en agterna dan dink jy, hoe kon ek dit gedoen het? Is daar sulke mense hier? Ek's een van hulle, hoor. Julle lyk so heilig vanmôre. Alright. Hoekom doen mense wat hulle doen? Hoekom is daar soveel mense wat verslaaf is? Verslaaf aan dwelms, verslaaf aan drank is, verslaaf aan slegte gewoontes is. Hoekom is daar soveel mense wat daarin is en wat verslaaf is? En toe ek besig met 'n baie diep studie daaroor. En weet jy wat? En dan gaan ek praat dan met jou oor hierdie leemtes. En dat dit op die einde van die dag gaan al hierdie goed oor 'n leemte. OK? Ek gaan jou 'n antwoord gee. Nou hier in die bidkamer hier agter, toe vra ek vir die musikante, wie van julle het probleme? Jene het die ene probleem, sê ek julle lieg man. Sê ek, ons het almal 'n probleem. En toe sê ek vir hulle, weet julle wat, julle gaan vanmôre iets hoor. Jy gaan vanmôre die wortel van jou probleem hoor. Wow! Jy gaan die wortel van jou probleem hoor. Hoor wat ek jou sê? Die wortel van jou probleem. OK. Nou, as ons dan begin met waar begin leemtes? Waar begin dat 'n mens 'n leemte opdoen? Jy sien iewers in jou lewe, veral toe jy groot geword het en so aan. Die eerste punt wat ek maak is hierdie kan jy moet dit afneem op jou foon, want hierdie gaan vir jou baie help om die wortel van jou probleem vanmôre hier uit te sorteer. Ek dink dit is wonderlik, hè? Jy kan vanmôre hier waar jy is, jou wortel van jou probleem sommer nou size maak. OK, kan jy dit glo? Ek sê dit vir jou. Nou waar dit begin is waar jy iets nie gekry het nie, wat jy moes gekry het. En nou veroorsaak dit 'n tekort hier in jou binneste. Jy het nie liefde gekry toe jy dit moes gekry het dalk nie. Toe jy kind was, het jy dalk nie die regte liefde gekry nie, die regte aandag gekry nie, en nie net toe jy kind was, nie dalk toe jy groot op was. Jy het dalk nie heeltemal die regte sorg gehad nie. Toe jy moes regtig sorg gekry het, toe was die regte sorg nie daar nie. Jy moes aanvaarding gekry het, toe jy dit nie gekry, toe jy dit moes gekry het nie. Toe jy regtig gedink het, dis wat ek nou nodig het, het jy dit nie gekry nie. Dalk veiligheid. Toe iemand jou moes beskerm het, toe is hulle nie daar nie. Of toe verraai hulle jou. OK? Toe is hulle nie daar nie en hulle het jou nie beskerm nie en jy voel, hoekom het julle my nie beskerm nie? My ouers moes my beskerm het, iemand moes my beskerm het. Waar was julle gewees? OK? Dan gaan ons 'n bietjie verder aan. En dan bring dit my by identiteit uit. Toe jy jou identiteit moes vorm, toe het jy nie gekry wat jy moes gekry het nie. En dan bring dit dat jy dalk baie mense met 'n identiteitskrisis sit, oor dat hulle nie gekry het wat hulle moes gekry het nie. Dan gaan ons na die volgende punt, toe die ander waarheid is, waar jy iets gekry het, wat jy nie moes gekry het nie. OK?
wat jy nie moes gekry het nie. Niemand moet mishandel word nie, maar jy het dit dalk gekry. Niemand moet misbruik geword het nie, maar jy het dit dalk gekry iewerste as kind of iewerste toe jy groot word, iewerste is jy misbruik. Jy moes nie trauma gekry het nie, maar jy het hierdie verskriklike trauma deurgaan wat jou hele wese geskok het. En nou moet jy deur hierdie trauma gaan. En dit is iets wat jy gekry het wat jy nie moes gekry het nie. Wat van pyn, jy dalk iewers pyn gekry wat jy nie moes kry nie. Jy het verwerping gekry dalk waar jy nie verwerping moes gekry het. Niemand moet verwerping kry nie. Maar jy het dalk verwerping iewers te opgedoen. OK? Verlies. 'n vreeslike verlies. Teleurstelling. Maar kom ons net by die verlies. Dit kan lewensverlies wees. Kan wat se verlies dit ook al kan wees wat jy gekry het wat jy nie moes gekry het nie. En dan teleurstelling. Wat jy gekry het wat jy dalk nie moes, wat jy nie nodig gehad het. OK? So daar is dan, luister mooi, daar is dan wat jy nie gekry het nie, en dan is daar wat jy wel gekry het. Alright. Luister mooi. So as jy hierna kyk as jy hierna kyk na hoe dit begin, waar begin dit? Dan sê maak ek 'n statement in hierdie kerk in hierdie dag en ek sê ons het almal iewerste 'n leemte opgedoen. Of jy nou ryk groot geword het, en of jy nou arm groot geword het, en of jy nou goeie ouers gehad het, en of jy nou slegte ouers gehad het, en of jy in watter skool jy ook al was, en of jy hier was, en of jy daar was, en of jy voordele gehad het, ander nie gehad het nie, maar ek sê vir jou, iewerste in jou lewe het jy 'n leemte ervaar. Alright, ek sal nie nou sê amen nie. Nie waar ek staan, kan ek eerlik sê, ek weet van 'n paar leemtes wat ek opgedoen het. Kan jy sê, ek weet van 'n paar leemtes wat ek opgedoen het? Kan ons 'n amen op dit kry? Daar's nou so paartjies. Hulle kom nou so stadig by. Julle gaan nog lekker verstaan. Alright. So almal doen leemtes op. Kom ons kyk so 'n paar voorbeelde van leemtes wat opgedoen word op die volgende blad. Almal doen leemtes op. Byvoorbeeld, hier's nou net so 'n paar voorbeelde. Byvoorbeeld verwerping en verlies. Bring 'n leemte voort van absolute waardeloosheid. OK? 'n waardeloosheid. Jy voel jy's net nooit goed genoeg nie, of jy is net nie genoeg nie. Jy kan net nie genoeg wees nie, want jy het hierdie verwerping en verlies ervaar. So dit maak dat jy, ek gee net so 'n voorbeeld van hoe dit werk is. So as gevolg van die verwerping en die verlies, kan jy 'n waardeloosheid opgedoen het. Dan 'n onvoldoende behoeftes, daardie behoeftes wat jy moes gekry het, wat jy nie gekry het nie, bring absolute onsekerheid in identiteit. Nou sit jy met 'n leemte van onsekere identiteit. Jy het 'n leemte opgedoen. Dan kom ons na trauma en pyn toe, wat absolute 'n wantroue en 'n agterdogtige leemte in jou skep. Is julle by my? Is julle saam met my? Alright. Dat skep jy daai, dit word geskep, dit bring dit voort. En dan kyk jy na mislukking en teleurstellings, okay? Wat ook absolute 'n onsekere leemte in jou bring. En dalk nog meer, maar ek gebruik dit net as voorbeelde.
Dan kyk jy na iets soos die gebroke wêreld, die oorlog, die siektes, die armoede, bring absoluut 'n leemte in mense van vrees, van spanning, van angs. Okay? 'n Angstige leemte wat jy het, 'n vreesagtigheid wat jy kry, 'n spanning wat oor jou kom. 'n Leemte wat in jou lewe ontstaan as gevolg van wat jy gekry het of wat jy nie gekry het nie. Nou, die groot ding van 'n leemte is, dit word maklik gesien as, dit is die swakheid in my lewe. Okay? Dit word maklik gesien, hierdie leemte in my, Here, dit is die swakheid in my lewe. Nee, luister mooi. Gaan na die volgende blad toe. Luister mooi. Die belangrikste van 'n leemtes wat jy moet verstaan het. Leemtes is nie swakheid nie. Baie mense wil nie leemtes erken nie, want hulle voel dis 'n swakheid. Maar hier is die punt, leemtes is dit nie 'n swakheid nie. Ek gaan vir jou sê hoekom. Leemtes wys nie dat jy gebroken is en nie goed genoeg is nie. Jy kan hierdie maar afneem hoor. Hierdie is 'n baie belangrike stelling. Dit wys jy is 'n mens wat nog groei. Dis wat jou leemtes vir jou wys. Jy's eintlik maar net 'n mens wat nog groei. Dit is net soos 'n honger jou wys dat jy moet eet. Wys 'n leemte vir jou. Jy het iets nodig. Jy kort iets. Hallo? Jene kan ons 'n hande klap gee vir daai een. Jene, ek dink dis vrekkoulik. Okay. Alright, luister mooi. Hierdie is so belangrik wat ek vir jou sê. Nou as ek honger is, ek weet nie van jou nie, maar Jessie, my ma sal nou getuig as ek honger was. Ek was nie 'n moeilike kind nie, maar as ek honger was, ek moeilik geraak. Dan wil ek net eet, dan is ek ongeduldig. Tot vandag toe, as ek honger is, dan voel ek of ek 'n gat het. Voel dit of jy ook 'n gat het as jy honger is. Jarrelikheid, en dan wil ek eet, jong, dan wil ek eet. Ek moet hierdie gat vul, ek wil die honger vul. Okay. Ja, daar's 'n leemte hier nou, maar ek wil hom vul, ek wil hierdie gat toemaak. Nee. Nou, soos wat jy honger is, en dit soos jy honger is, ja, en dit wys jy kort kos. So is 'n leemte. Wat jou laat voel, jy kort. Jy's honger. Jy's dors. Jy dors na iets. Jy het 'n honger na iets. Okay? Maar nou sê jy 'n ding wat jy moet verstaan, en dit is die gevaarlike ding van leemtes. Ek noem dit die ketting van leemtes. Leemte ketting. Volgende blad, die leemte ketting werk so. Leemte vorm 'n behoefte. Ons het dit mos nou al bewys, né? Vorm 'n behoefte. Behoefte veroorsaak drange. Drange soek vervulling om bevredig te word. Wow, ek gooi jou nou met iets hoor. Laat hy val, laat hy ingaan. Alright. En hier's die ding, en dis hoekom dit so belangrik is dat jy moet leemtes erken, want as jy dit nie erken nie, gaan jy nie by die wortel uitkom nie. Dit vat my na die volgende bladsy toe, wat praat van ontkenning van leemtes. Wat is die gevolg as jy nie hierdie wortel wil erken nie? Wat gebeur met jou as jy nie by daardie wortel uitkom, daardie leemte tekort in jou lewe nie? Hulle bly in die agtergrond werk. Jy wil hom nie erken nie, maar hy bly operuit in die agtergrond. Jy wys die simptome van jou minderwaardigheid, jy wys die simptome van dalk jou meerwaardigheid, jy wys die simptome in jou humeur, in jou gebruike, in dit waarna jy kryf, in die goed gewys jy die simptome wys daar, maar jy wil nie die wortel erken nie.
Maar die wortel bly daar solank as jy hom nie wil herken nie. Bly hy daar. Hy bly in die agtergrond en hy opereer. En weet jy wat, die duiwel like om hom te gebruik ook. Okay, is jy saam met my? Alright. Ontkenning van leemtes, jy probeer dit vul met verkeerde goed en hier is die probleem. As 'n leemte eers 'n drang geword het, dan begin hy iets soek. Hy soek gewoonlik iets wat die vinnigste kan werk. As ek honger is, wil ek iets gryp. Hy soek iets wat jy kan gryp, veral wanneer jy op jou laagste is, wanneer die leemte op sy ergste manifesteer en jy absoluut 'n drang het en jy 'n drang het na verligting, dan gryp jy na 'n verkeerde verligting en mense gryp dan na 'n kruk om hulle te help net to come by. Ek moet help, ek moet opkom, ek moet 'n kurk kry, ek moet 'n pil gryp, ek moet 'n dop gryp, ek moet iets gryp. Okay, is julle saam met my? Okay, ek moet iets gryp want ek het hierdie leemte in my. Ek soek 'n kurk, ek soek nou 'n uitkoms en ek gryp na verkeerde goed en dit is waar die meeste, hier's my statement wat ek maak, is waar die meeste verslawings, ek sê vir jou 100% van alle verslawings in die lewe begin by 'n leemte. Okay, kan ons 'n hande klap kry vir daai? Hoor dat ek jou sê, my pa was 'n alkoholist. My pa was 'n alkoholist, ek baie gewonder. Maar ek het 'n antwoord gekry. Daar was 'n leemte wat hy nie wou erken het nie. Enige verslawing is 'n leemte, kom van 'n leemte. En as jy hom nie erken nie, dan gaan hy jou gryp. Enige verslawing, wil ek sê, kom van 'n leemte. Wat 'n leemte dit ook al mag wees. En as jy nie daarmee deel nie, die probleem is, dan gryp, dis hoekom die woord verslawing daar is, dan gryp die kurk jou, as die kurk gryp jou, die verslawing gryp jou. En jy probeer met verslawing, die middel, die leemte, die honger, die dors, probeer jy vul en vul en vul, maar hy kom nie vol nie, want jy gebruik die verkeerde goed. Hy bly nie vol nie. Dis soos om slaai te eet as jy honger is. Dit werk nie. Hy val dwarteer. Wat is daar nie een man wat kan sê amen nie? Ha? Slaai val dwarteer, man. Ha? Ek sê my vrou moet nie my slaai gee nie, ek sê 'n bokkie. Dis vol dwarteer, man. Maar nee, gee my 'n stuk vleis, dan weet ek reg. Nee, luister mooi. En hier is die kruks van die saak van mense se wortel van 'n probleem. Hulle het iewers 'n leemte opgedoen en die probleem is as jy hom vul met verkeerde goed, as jy hom vul met alkohol, met pille, met middels, met goeters, as jy hom vul met 'n verslawing, met pornografie wat mense gryp en goeters wat mense gryp, wil ek vir jou sê die probleem daarmee is die verslawingsmiddels maak die leemte nie val nie, maar die verslawingsmiddel bring sy eie leemte weer saam. En hoe meer jy hom gebruik, hoe meer bring hy leemte saam en leemte saam. En die leemte word later soos 'n sloot. Dit word soos 'n kloof hierdie leemte, want jy gooi hom en jy probeer hom heeltyd toemaak en jy probeer hom volmaak en hoe meer jy hom volmaak, hoe leer word hy, want jy gebruik die verkeerde ding. Hy bring nog sy eie leemte saam. Hy bring sy eie teleurstelling saam. Hy bring sy eie goed saam wat ander mense seermaak. So dan maak hy nog meer. En dan maak hy die leemte al hoe groter en al hoe groter, want jy vul die leemte met verkeerde ding. 'n Verslawing is 'n leemte wat mense vul met die verkeerde goed. Het ek vir iemand 'n antwoord gegee? Okay, luister mooi. En dan wat gebeur is, as jy nie die leemte wil herken nie,
dan begin jou verhouding skade te ly. Want die goed wat jy gebruik, maak dat jy nie reg is met jou vrou nie. Want dit waarmee jy gebruik om die leemte te vervul, maak skade. Verslawing maak skade aan verhoudings. En ander goed ook. En dan wat gebeur is, die leemte word wonde. Dit word wonde wat patrone word. En hierdie patrone word slegte gewoontes. Jy is nie net hiermerig nie, omdat jou pa hiermerig is nie. Jy is hiermerig want jy het 'n leemte. OK? Alright, daar's 'n leemte. Jy tree so op want daar's 'n leemte. Dis hoekom jy doen wat jy doen. Dis hoekom jy altyd so mooi gedra nie, want daar's 'n leemte. Hallo? Gelukkig ek praat nie met een hierso nie. Alright. Ek sê weer, dit word wonde, wat patrone word, van slegte gewoontes. Jy leef uit 'n tekort van 'n leemte. Jy het heeltyd hierdie honger, jy het heeltyd hierdie dors en jy kry hom net nie gevul. Jy heeltyd het jy hom, jy het hom. Jy leef uit 'n tekort en nooit uit die waarheid van ek het 'n leemte nie. Alright. Gaan ons 'n bietjie verder aan. En dis die probleem. God kan nie genees wat ek nie erken nie. God gaan nie jou leemte volmaak as jy nie kan sê, Here, hier is hy nie. Hallo? Want wat nie erken word, die kan nie aangewerk word nie. Hoe moet God jou help as jy nie jou leemte wil erken nie? Alright? Dis die krisis as jy dit nie erken nie. En dan sê ek jou laaste leemtes, hou jou vas aan die wortel van die kwaad. Eintlik moet ek dit anders sê, moet ek sê, ontkenning van leemtes. Hou jou vas aan jou probleem. Die wortel van jou probleem. Die wortel van my probleem word vasgehou omdat ek dit nie wil erken nie. Hallo, is daar iemand in hierdie plek? Kan ek net so aansien? Is julle nog hier? Alright. OK. Luister maar, gaan julle lank hou nie. Maar so met dit alles gesê, ons almal doen leemtes op. Dis die slegte nuus. Ons almal doen dit op. Ons kry dit, of jy dit like of jy like nie. Ons kry dit, dis daar. Maar wat maak 'n mens met hierdie leemtes? Wel, jy erken hom soos wat ons gesê het. Maar hier is die goeie nuus wat ek vir jou het. Die goeie nuus kry ons in Jesaja 55 hier vanaf vers 1. Hier, hy sê, kom almal wat dors het, wat hy sê, kom almal wat 'n leemte het, man, ek sien jou leemte, kom almal wat dors het, kom na die waters toe, ja, kom na die regte vervulling toe, jy is besig met verkeerde vervulling, kom na die waters toe, selfs die wat geen geld het nie, kom, koop en ete, ja, koop sonder geld of so, koop geld uit sonder om te betaal. Ja, wyn en melk, die beste wat kom kry vir jou, die beste waarmee jy jou leemte kan vervul. Hy sê, kom, die Here sê, bring jou leemte. Ek weet wat om jou leemte te doen. Jy vul dit met verkeerde goed. Kom, ek gee jou die regte goed. Dan gaan ons aan na die volgende gedeelte toe, vers 2. Hy sê, waarom betaal julle vir iets wat nie 'n brood is nie? Wat hy eintlik sê, waarom vul julle die leemte wat nie kan vul nie? Hallo? Waarom maak julle vol wat nie, julle maak vol met goed wat nie kan volmaak nie, jy mors jou tyd. Waarom werk julle vir iets
wat nie kan versadig nie, daar sê hy dit mooi. Waarom spandeer jy al jou geld en jou tyd en jou energie om die leemte vol te kry met die verkeerde goed waarmee jy besig is? Dit help jou nie. As jy luister aandagtig na my, sodat jy kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Die heel beste is daar vir jou, om jou leemtes te vul. Dis wat hy sê. En dan ek gaan amper klaar maak. Dan skiep ek so na vers 6 toe. Wat hy dan die volgende sê. As hy sê, vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan, terwyl hy nog naby is. Luister, die leemte vervulling is by jou, is beskikbaar, is gereed, is ja en amen. Die Here wil jou leemte volmaak. Maar dis is hoekom jy nie gaan regkom sonder die Here nie. Dis hoekom mense nie regkom sonder die Here nie. Want niks kan die leemte anders te vul as die Here nie. Dan gaan ek na die volgende blaai toe. Wat is jou leemte? Okay, wat is jou leemte? Daai grootste fout wat jy in jou lewe gemaak het. Almal het iewers 'n grootste fout wat hulle in hulle lewe gemaak het. En hulle kan sê, hoe kon ek dit gedoen het? Weet jy, hoe kon jy dit gedoen het? Jy was so honger gewees. Jy was so dors. En jy het 'n verkeerde keuse gemaak om vol te maak. Dis hoekom jy dit gedoen het. Hoeveel seer het jy al gekry? Omdat jy die leemte volmaak met die verkeerde goed. Hoeveel seer wil jy nog kry? Omdat jy wil volmaak met die verkeerde goed. Die Here vul die leemte. En die Here alleen vul die leemte. Geld gaan nie jou leemte vul nie. Verslawing gaan nie jou leemte vul nie. Jou woede-uitbarsting gaan nie die leemte vul nie. Jou kwaad word gaan nie die leemtes vul nie. Jou uitbarsting gaan nie die leemtes vul nie. Maar die Here is hier en hy's nou. En hy wil jou leemte vul. Ek wil of iemand in erkenning aantal opsteek en sê, Here, ek herken my leemte. Ek herken my leemte. As hande wat opgaan. Eintlik moet elke ou se hand op wees, want elke ou te leemte. Terwyl ons hierdie lied sing, wil ek jou uitnooi. Sê, bring jou leemte. Daar waar jy voel jy is nie goed genoeg nie. Daar waar jy voel minderwaardig. Daar waar jy voel jy gaan dit nie maak nie. Daar waar negativiteit jou wil gryp. Daar waar die spanning jou wil gryp. Kom vanmôre en sing hierdie gratitude saam met my. En terwyl ons hom sing, bring jy jou leemte, dat die Here jou leemte kan volmaak.